My boodskap vanoggend hak aan by verlede week en ons gaan vanoggend verder kyk met 'n ander lewe. So ek het vir u gevra om in die week vir my bietjie te stuur, dit wat u skryf, dit wat op u hart druk, en baie mense, ek meen baie mense het vir my 'n liedjie gestuur en gedagtes gestuur, en ek wil sommer net so een of twee van hulle onder die aandag bring. Evie het gesê, daar is maar net een ware vriend en Jesus is sy naam. In hom is my vertroue oral waar ek heen mag gaan. Johannes 15 vers 14. Julle is my vriende as julle doen wat ek beveel. Mooi dag daar. Amen. Mooi goed wat mense skryf. Finnie Marie het geskryf, walk with me in the darkest, walk with me till I reach the light, walk with me day and night. Kyk hoe mooi is dit nou, nee. Amen. En dan het Lizet geskryf, my lewe is in u kosbare hande, Here. Elke asemteug is te danke aan u, Here. Elke oogknip is genade. Ek het 'n dankbare hart. Dankie dat u my vorm elke dag. U is die pottebakker en ek die klei. Deur elke voetpad was u nog altyd daar vir my. Dankie, Here. Lizet. Is dit nie mooi nie? Skryf neer. Dan verskeie liedjies. Margaret het vir my hierdie liedjie gestuur. Ek ken hom nie regtig nie. God sorg vir die mossie en God sorg vir jou. Mooi, Margaret. Elkeen van u. U kan dit maar stuur vir my. Ek sal daarna luister, ek sal dit lees. Ek gaan nie op alles 'n rubriek gee nie, maar wat gebeur die oomblik as ek gaan sit en ek begin net bietjie stil te raak, ek begin net te gaan afskakel. Luister gemooi. Mense kan dit vandag nie meer doen nie, want hulle is heeltyd op hulle selfoon. So jy weet nie om af te skakel nie. Maar jy gaan moet leer in 'n nuwe tydperk waarin ons ingaan. Jy gaan moet leer om jou selfoon neer te sit, toe te maak en nie daarop te kyk nie. Die oomblik as jy begin sit en jy begin jou gedagtes net bymekaar te kry en jy skryf neer wat kom in jou op, enigiets, skryf dit net neer. Dan gaan jy begin agter te kom, maar wat gaan in my brein aan? Wat spoel deur my brein? Nou ek wil jou aanmoedig vanoggend, dis iets wat ons Pinkstermense nie maklik doen nie, is jy skryf nie neer nie. Pinkstermense glo, jy moet in tale bid en jy moet bid en dit met die spoeg moet spat en jy moet dit vir 'n halfuur doen en dan is jy klaar en jy's opgewend en jy's nou reg vir die dag. Ja, is goed. Maar daar's dieper dimensies saam met dit. Baie dankie, Dr. Albertyn. Die oomblik as jy skryf, dan aktiveer dit ander gedagtes in jou. Hoor wat die mooi proses. Die oomblik as jy begin skryf, begin jy te dink, en wanneer jy dink, begin jy dieper te dink. So dit aktiveer gedagtes. Nou, as iemand vir jou gesê het, jy's stupid, en jy's dom, en jy's nie 'n skrywer nie, en jy's nie dit nie, dan moet jy moet nou gaan leer hoe om al daai goed weer te ontleer. Hoor gou, as jy in jou lewe seer gekry het, trauma beleef het, slegte goed op jou pad, dan versmoor dit die kreatiewe gedagtes in jou. En hier's 'n paar mense wat sukkel met dit vanoggend. Ek het dit nie gemaak nie, so ek kan dit nie meer maak nie. Goed het in my lewe gebeur, en ek sal maar so met dit alles moet doodgaan eendag. Nee, dis 'n leuen. Dis nie die waarheid nie. Dit hoef nie so te wees nie. Gun jouself hierdie goed, dat die Heilige Gees jou gedagtes kan prikkel. Met ander woorde, die oomblik as ek begin dink, aktiveer dit gedagtes, en wanneer my gedagtes geaktiveer word, skuif my beginsels. Ek begin nuwe beginsels te leer, en ek ontleer verkeerde beginsels. Weet jy hoekom?
Want God het ons elkeen gemaak dat ons wil skoon leef, reg leef, opreg wees, suiwer mense wees, goeie mense wees. Dis hoe God ons gemaak het om te leef. Dankie vir 'n amen. God het jou nie gemaak dat jy moet sit met haat en bitterheid en seer en al die goed wat in my lewe gebeur nie. Wat ook al op jou pad kom, jy het die potensiaal in jou binneste om met nuwe beginsels vorentoe te leef. En die oomblik as ek begin 'n nuwe beginsels vat, dan begin ek nuwe ontdekkings te maak. Nou, as ek met in my jare kyk, waar ek oral nuwe ontdekkings gemaak het, kan ek vir jou nie sê hoeveel keer dit al gebeur het nie, maar dit gebeur aanhoudend, omdat ek gaan tyd maak om een kant te kom. Ek gaan kamp in die berg, of ek gaan sit op stilte, of ek kom in 'n plek in waar ek een kant kan wees om te hoor dit wat die Heilige Gees in my wil doen. En dis waar God ons wil hê, om nuwe ontdekkings te maak. Sê gou vir die ou langs jou, jy het die potensiaal om nuwe ontdekkings te ontdek. Sê dit vir iemand. Jy het die potensiaal om nuwe ontdekkings te ontdek. My droom is wanneer ek eendag oud raak, en dan nou ek is nou 44, Vitality sê dit. As ek eendag ouer geraak het, wil ek sit met gesonde lewenskennis, wat ek ander mense kan help om meer vrugbaar te lewe as wat hulle nou leef. Dis waarmee ek wil sit. Ek wil nie 'n suur ou mens raak wat sit met bitterheid en kwaadheid en allerlei goed in my hart nie. Ek wil nie so wees nie. En ek wil jou uitnooi vanoggend. Wat is jou keuse? Waartoe is jy op pad? Hoe wil jy eendag oud word? Hoe wil jy leef in jou lewe? Watse man wil jy wees vir jou vrou? Watse vrou wil jy wees vir jou man? Watse kind wil jy wees vir jou ouers? Ek sit so op YouTube so 'n tydjie terug en ek kom op 'n kanaal af waar 'n man en 'n vrou besig is om 'n huis te herstel en goed. En weet julle wat vang my van alles wat hulle doen? Is die manier hoe hulle met mekaar praat. Hy het die mooiste woorde. Hy sal vir almekaar sê, "Yes my darling, hello my darling. Now we're going to take all these bricks and we're going to put it there. Darling, I will help you, but you must also help me." En dit vang my en dit stimuleer my, want ek hoor hoe mooi kan hy praat met sy vrou. En baie keer verloor ons dit. Ons raak Common, soos die mense daarbo in Commonstraat, nê? Nee. Wat is daai plek daarbo? Jy moet nie met my kom praat nie. Wat is daai dorp se naam? Ek het dit nie gesien nie. Ek het dit net gedink. So, as ons hierdie stelling maak, God verander my. God verander my. Dan wil God jou nie in die kerk verander nie. Hy wil jou in jou huis, in jou kamer, op jou bed, wil hy iets in jou doen wat jou verander, dat jy sal word 'n mens soos wat hy wil hê jy moet wees. Iemand wat iets na vore gaan bring, iemand wat iets na buite toe gaan bring, wat ander mense se lewens gaan verander. So kom ek vertel vir jou die storie. Daar was 'n man in die Bybel gewees. En hy het reg gelewe. Hy het 'n skoon lewe geleef. Hy het self die skrif alles geken. Hy het al die Joodse beginsels nagestreef. Hy het al die Joodse feeste gedoen. Hy het al hierdie goed beleef en hy was in die sinagoge gewees. Hy het mense geleer. Hy het alles gedoen. En so deur die dae dan, as hy deur die strate stap, dan hoor hy van Jesus. En dan het hy gaan kyk en dan het hy besef, jy sien, daar maak hy 'n verlamde man gesond.
En dan het hy weer gesien, maar daar het hy 'n blinde man gesond geraak. En dan het hierdie ou huis toe gegaan, en hy het gaan sit en vir homself sê, maar luister, hoe werk dit? Ek doen dan al hierdie Joodse tradisies, en ek doen al hierdie Joodse praktyke en goed, en ek ken God vanuit die Ou Testament uit en alles, maar hier is 'n ander ou wat regtig goed kom doen wat ek nie kan doen nie. En hierdie ou besluit een aand, terwyl niemand my kan sien nie, trek hy sy swart Batman klere aan, en hy sluip in die strate af, en hy kom by Jesus se blyplek, en hy kom klop in die deur, en hy sê vir my, kan ek en jy gou praat? Jesus sê vir my enige tyd. Hy sê, ek doen al hierdie goed. Ek gaan elke Sondag kerk toe. Ek lewe 'n regte lewe, ek lewe 'n skoon lewe. Ek sê, maar jy het iets wat ek nie het nie. En Jesus sê vir my, ja, dis waar. Hy sê, jy kan nie die koninkryk van God sien. Jy kan nie sien wanneer God wil dinge doen, omdat jy nie in jou binnenmens nie gewederbaar is nie. Wat was sy naam gewees? Nicodemus. Hierdie galerykant, hierdie gemeente is baie skerp môre. Ek voel die vibe. Armand hou almal net in beheer daar, né? Is baie belangrik. Nicodemus sê vir hom, maar hoe werk dit? En Jesus verduidelik vir my, sê, jy kan al die praktyke van hierdie wêreld kan jy onderhou. Maar as jy nie gewederbaar word deur my gees en deur my woord nie, gaan jy nooit sien die goed wat God wil doen nie. En dis 'n veranderde lewe vanmôre. As ons nie gaan beleef dit wat God vir ons sê ons moet beleef nie, gaan ons nooit daarby uitkom dat die volle potensiaal, die nuwe beginsels, die nuwe drome wat hy vir ons het, ons gaan nooit daarby uitkom nie. En hy sê, Jesus antwoord te sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Wat beteken wedergeboorte? Kom ek haal Billy Graham aan. Billy Graham, is 'n ou, hy sal oorlede, is 'n man wat die Here regtig met sy hele hart gedien het. Hy sê, a born again Christian is someone who has repented of their sins and turned to Christ for salvation. And as a result has become part of God's family forever. All this takes place as God's Spirit works in your life. Net so, boef. Dis wat gebeur wanneer God se Gees in ons werk en ons lewens verander. So kom ek sit 'n skrifgedeelte by dit. Dan kom Paulus en hy kom gee vir ons ondersteuning met dit. Hy sê as iemand nie berouvol word oor sy huidige lewe, sy sondige lewe nie, gaan hy nooit daai wedergeboorte ervaar nie. Met ander woorde, die Heilige Gees moet iets in jou werk om te sê, ek wil God sien en beleef, maar my huidige lewe laat dit nie toe nie, en daarom moet ek wegdraai van dit af. Ek kan nie met sonde probeer God aanbid nie. Dis net soos, miskien as ons die storie kan verander het, dat Nicodemus kom na Jesus toe en hy kom sê, luister maar, wat gebeur, hoe doen jy al hierdie dinge? Ek is iemand wat nog nooit in die tempel was nie, ek was iemand wat nog nooit die skrif nagevolg het nie, ek was nog nooit in die Joodse tradisies gewees nie, wat moet ek doen? En Jesus sê vir hom, maar presies, as jy nie jou ou lewe gaan erken nie, kan jy nooit die nuwe lewe ontvang nie. Kan ek 'n amen kry? Godsdienstigheid. Met ander woorde, as ek elke Sondag kerk toe gaan, gee dit vir my wedergeboorte? As ek elke dag op my knieë gaan en ek bid, gee dit my wedergeboorte? Wat gee my wedergeboorte?
Want droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Met ander woorde, wanneer ek in my eie mens begin besef, ek kan nie aangaan soos wat ek aangaan nie, en ek draai weg, dan wek dit in my 'n nuwe werking van die Heilige Gees, wat my gaan help om in volheid te begin leef. So, hoekom wedergeboorte? Hoekom moet ek gewederbaar word? Dink 'n bietjie daaraan, hoekom moet ek gewederbaar word? Wat gaan gebeur as ek gewederbaar word? Wat gaan in my plaasvind as ek gewederbaar word? Wat kan verander in my lewe die oomblik as ek gewederbaar word? As ek gewederbaar was 25 jaar terug, het ek gegroei van daar tot waar ek vandag is. Karen, dis 'n goeie vraag, nee. As ek in my lewe kan terugkyk, sê oor 20 jaar en ek sê, jy sê kyk hoe, ek het gegroei geestelik en ek het weer gegroei geestelik en ek het weer gegroei, Jesus, en ek het weer gegroei en ek het nog gegroei en ek aangehou groei. Dis waar ons moet uitkom. My spiritual life is not something that stands still. It's a progressive thing that is growing inside of me, and I'm becoming more and more mature in Christ. Is dit 'n amen? Okay. So, Paulus kom en hy kom sê weer vir ons hierdie volgende. Hy sê, en ek het die twee skrifte so bietjie uitmekaar uitgehaal, dat hulle net so apart van mekaar staan. Hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredinge en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Wat moet ons uit aflei? 'n lewenstyl wat nie gegrond is in Christus nie, het sekere kenmerke. Met ander woorde, mense kan amper sê, dit is soos 'n boom wat jy plant, wat suurlemoene moet bring, en die boom bring suurlemoene. Okay, dis 'n ou lewe. 'n Ou lewe dra sekere vrugte, en daai vrugte is 'n kenmerk van wat 'n tipe boom dit is. Maar hy sê, die vrug wat daai boom gedra het, is dood. Met ander woorde, wat beteken daai woordjie? Jy het nie die kapasiteit om die dinge waarmee God besig is te kan verstaan nie. Jy beleef nie wanneer God werk in die aanbidding en die woord, beleef jy niks nie. Vir jou is dit maar net nog 'n Sondag. Daar gebeur nie lewe wat van binnekant af deurbreek nie. Dood beteken, daar's iets in my wat nog in beheer is, maar dit is nie van God af nie. Wanneer ek deur sonde geregeer word, is daar 'n doodsheid wat keer dat ek die kapasiteit kan ontwikkel om saam met God 'n pad te stap. En dan sê hy die volgende, hy sê, julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Dit is iets gewerk. Iets het jou beïnvloed. Vir my is die gevaar is dat Christene wat gewederbaar is, weer onder daai invloed kom, en dan kan hulle nie in oorwinning staan nie. En dan kom Paulus met 'n baie mooi skrifgedeelte in Romeine, en hy sê, daai goed maak dat jy ontbreek aan 'n heerlikheid, is 'n doxa, dis 'n smaak, dis 'n inherente geur wat losbreek. Julle sal sien, wanneer ons by mekaar kom en daar word gebid, dan onmiddellik is daar 'n klomp mense wat, hulle sal sommer in tale begine bid, of hulle sal sommer begine sê, loof die Here, prys die Here, of wanneer daar aanbidding is, sal jy sien hoe baie mense besig is om net hulle hande op te steek en te sê, Here, ek loof U en ek prys U. Hoekom? Maar daar's 'n aktivering van wedergeboorte in hulle binneste. Daar's 'n lewe wat vloei. Daar's 'n lewe wat uitkom. Ek word nie meer deur my sondige begeertes beheer nie. Ek word beheer deur die lewende, gewende krag en heerlikheid van God. Amen. So die vraag is, wat is in jou binneste? As jy nou regtig alleenig is, waarmee hou jy jou regtig besig? Wat is dit wat na vore kom?
So, gee jou greep, rente. Wat is rente? Ons ouer mense hou van rente. As die rentekoers net op kan gaan, nee, dan is dit 'n lekker ding. Rente beteken dat wanneer ek geld vat en ek sit dit in 'n bank of ek sit dit in 'n fonds of ek sit dit in een of ander strategie wat daar buitekant aan die gang is en ek sit my geld daarin, dit beteken dan dat ek elke maand rente gaan verdien. Met ander woorde, my geld gaan vir my werk, daar gaan 'n opbrengs kom. Daar gaan 'n groei kom, sonder dat ek enigiets hoef te doen. Ek kan net elke maand sien, op my bankrekening, jy's like het, hoorie, my geld is nou van R1000 na R1100 toe. Of my geld is nou van 1 miljoen na 1,5 miljoen toe. En dis al wat jy hoef te doen, jy kan maar vir 30 dae net sit by jou rekenaar, en net sê, okay, dis amper so iets. Rente. Die oomblik wanneer God sy gees in jou plant, begin God te sê, hier gaan rente kom. Weet jy hoekom? Want God se gees werk in jou dividende. God se gees in jou skep 'n vakuum, 'n kapasiteit om te begin droom waarmee God besig is. Hy begin in jou te werk met 'n bediening om sê, luister hier, dis nie net meer van jy wat in die kerk moet instap nie. Ek wil hê jy moet 'n bediening begin beleef. Jy moet ergens begin uitleef. Dit wat ek in jou gesit het, begin dit te doen. Hier is ouens wat kort op hierdie verhoog. Hier sit talente. Mense wat moet begin sing, mense wat moet begin gitaar speel, mense wat moet begin leiding gee. Het julle gesien, Marco is moeg vanoggend. Hy moet op vakansie gaan. Nou, ons het nuwe mense nodig wat moet vir ons kom help. Waar's Marco? Amen. Marco, vat my net saam asseblief. 2 weeks on a holiday boat. 'n cruiser. Yes, dit sal lekker wees. Maar net ek en jy, ons los ons vrouens by die huis. Nee, ek spot sommer. Die oomblik, wanneer God jou herskep, plaas hy sy gees in jou en dit moet dividende gee, dit moet rente gee. En ek wil hier elkeen begin aanmoedig vanmôre. As jy gaan kyk na die lewe van Daniël. Daniël word gevange geneem en hulle word onder die heerskappy van koning Nebukadnesar gesit. But there was something else in Daniel. Hulle sit hom in die tronk. Hy was vir 7 jaar in die tronk. Weet julle hoe dit gelyk het in Nebukadnesar se tronke? Dis nie 'n holiday nie. Dis nie dat daar nou 'n lekker queen size bed is en daar's 'n televisie en dan word elke dag vir jou kos voorberei waar jy kan gaan sit en 'n 7-gang maaltyd kan geniet nie. Dis nie tronk nie. Ek sien in Europa die nuwe tronke werk so. Lekker. Nee, jy oortree, en gaan sit jy in 'n hotel. Dit gaan jou rehabiliteer. Ek weet nie wie so dink nie, maar dis seker die vegans of iets in daai lyn. Ek dink is hulle ek spot sommer. Asseblief vergewe my. Lelik een. Kom ek lees vir jou. Is nogal 'n kerkvader wat ek baie bestudeer en omdat hy 'n lewe geleef het van afsondering en toewyding, Thomas Merton, hy sê die volgende: ware ontmoetings met Christus bevry iets in ons, 'n krag wat ons nie besef het ons het nie, 'n hoop, 'n kapasiteit vir lewe, 'n veerkragtigheid wat ons die vermoë gee om terug op te staan wanneer ons heeltemal verslaan is. 'n kapasiteit om te groei en te verander, 'n krag van kreatiewe transformasie. Het jy hom gevat? Jy kan hom afneem. Maar wanneer ons 'n ontmoeting met Christus het, ouens, dan verander dit hierdie dooie mensheid hier binnekant na 'n lewendige mens. Jy begin goed te doen vir die Here
En jy weet nie hoekom jy dit altyd doen nie, maar jy doen dit want hier's 'n krag, hier's 'n kreatiwiteit, hier's 'n werking in jou binneste om te doen dit wat jy moet doen. Maar ons moet dit nie net hier in die huis doen nie, ons moet dit ook by ons huise doen. Ons moet dit ook by ons werksplekke doen. Ons moet begin uitleef dit wat die Heilige Gees in ons harte sê. My pa toe hy vanoggend na die nagmaaltafel toe gaan hy onmiddellik na die mandjie toe en hy begin die mandjie te hou van. En ek sê vir hom nee, jy kan nie dit doen nie. Dis te veel mense. Maar weet jy, my pa se dienaar. Hy wil mense dien. Dis wie hy is. Bless his soul. Ek gaan ook so wees eendag. Hy wil mense dien. Wat is jy vanoggend? Of het die goed in jou lewe so opgetrek en so groot geraak dat jy nie meer wil dien nie. Genoeg gehad. Ek het mense gedien en ek het seer gekry. Ek het mense geseën en ek het seer gekry. En my kapasiteit van kreatiwiteit, jy kan sommer opkom. My kapasiteit van kreatiwiteit het heeltemal verdwyn omdat ek nie meer in 'n lewendige verhouding met Christus Jesus staan nie. Waar staan jy? So hierso is die ware ontmoeting is wanneer dit my lewe aktiveer om saam met Christus se pad te begin stap. Kan ons dit nog een keer lees? Ware ontmoetings met Christus bevry iets in ons. 'n krag wat ons nie besef nie. Ons het nie. 'n hoop, 'n kapasiteit vir die lewe, 'n veerkragtigheid wat ons die vermoë gee om terug op te staan wanneer ons heeltemal verslaan is. 'n kapasiteit om te groei en te verander, 'n krag van kreatiewe transformasie. Ek wil dit hê. Ek wil dit hê. Dit is nou tyd, Saartjie, jy gaan nou gesny word. En die lig het nog net begin deurbreek en ek vat daai bonsai boom en ek sny hom terug in sy formaat wat hy moet hê, dat hy lyk soos 'n klein boompie wat besig is om te bot. En as ek 'n klein fyn blommetjies aan hom en ek sê vir myself, dit is hoe dit moet wees. En in die oomblik toe ek dit sê, toe besef ek, hoorie, ek kan skep. Hoeveel te meer as ek God toelaat om in my te skep, gaan dit iets anders na vore bring. Then God comes to me and he says, darling, I love you so much. Today, I'm going to give you creativity and I'm going to change your spirit. Dankie, Here. Dankie, Heilige Gees. Here, ons maak ons hande oop en ons vra U vanmôre, kom en herskep ons. Shape us, Lord, through your spirit. Ons wil nie Nikodemusse wees wat wonder oor die goed nie. Ons wil Jesus volgelinge wees wat sê, ons ken die krag wat in ons werk. Ons ken die krag van kreatiwiteit, want dit is sy Gees wat in ons werk. Here, ek wil bid vir ons mense, mag ons in hierdie week gaan sit op plekke waar daar stilte is. Mag ons in hierdie week op plekke kom, waar daar ontmoetings met U is, in Jesus se naam. En ons almal sê amen.